Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Vir vandag se kuier moet ons eintlik die hele gedeelte gaan lees, die hele hoofstuk. Ek praat van Genesis 15. Maar ons gaan net so die eerste 3 verse lees. Daar staan: Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham: Here, my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf. Abraham het verder gesê: U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. Nou ons moet hierdie gedeelte lees in die konteks van die verbond, Genesis 12, waar die Here vir Abraham roep en vir hom sê: ek gaan jou seën vir jou en jou nageslag. En nou kom die Here weer en hy sê vir Abraham: Abraham, moenie bang wees nie. En dan sê Abraham: Here, ek moet nou vir U sê, ek sukkel. Wat kan U tog vir my gee? En dan kom Abraham met die praktyk. Dan kom Abraham en sê: Here, ek hoor wat U sê, maar die praktyk sê vir my, daar's iets anders. In die praktyk is daar nie kinders nie. Here, so U kan vir my sê van 'n groot nageslag, maar Here, dit maak nie vir my sin nie. Met dit in gedagte wil ek vra, het jy al goeders vergeet? Het jy al vergeet om byvoorbeeld brood te koop as jy winkel toe gaan? Of het jy dalk al 'n verjaarsdag vergeet? Of 'n huweliksherdenking? Het jy al vergeet? Ek dink die meeste van ons sal sê ja, verseker. En dan is die vraag, wat maak jy om jou te help om te onthou? Want ons moet onthou deur 'n aantekening in die dagboek te skryf of 'n lysie te skryf as jy winkel toe gaan. Ons kry maniere om vir ons te help om te onthou. Maar nou is die vraag, wat doen ons om vir ons te help om te onthou wat God vir ons sê? Want hier sê ons uit Abraham se geskiedenis, daar's 2 dinge. Die Here sê, die Here beloof, Abraham kyk na die praktyk en die praktyk maak dat hy vergeet. Sê, dit kan nie wees nie. Ek moet ander planne maak. My slaaf gaan my erfgenaam wees. Wat help jou om te onthou? God vat vir Abraham uit buitentoe en hy sê, kyk na die sterrehemel. Soveel soos wat die sterre is, as jy dit sou kon tel, soveel sal jou nageslag wees. En daarna gee die Here daai teken waar hy sê, neem diere, deel hulle in 2 en ek gaan tussen die karkasse verby, 'n herinneringsteken. Ek en jy moet weet, baie keer steel die praktyk ons geloof. Baie keer laat die praktyk van die lewe ons twyfel, maar God is groter. God is groter as ons praktyk, as ons denke, as ons rasionele verklaring vir dinge. God is groter en God bewys dit in Abraham en Sarah se lewe. Al is hulle 100 jaar oud, sê die Here, dis nie vir my probleem nie. En daai waarheid loop reg deur die Bybel. Ons krisis is nie vir God 'n probleem nie, want God is groter. Ek en jy moet net leer om te onthou, om te glo, regtig te glo aan wie ons behoort. Nie vanuit die praktyk te glo nie, want dan sukkel ons. So ek wil sommer vir jou vra, wil jy nie vir jou herinneringstekens skep? Miskien soms net jou Bybel wat jy duidelik kan sien, oopmaak nie. Miskien 'n kers aansteek as jy stilte tyd hou. Skep vir jou herinneringstekens om te onthou wie is God en dat God doen wat hy sê. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.